Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Dis vir my 'n wonderlike voorreg om vandag vir jou hierdie boodskap te bring. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, ek wil vir u vra om vandag met ons te praat, om met u kinders te praat, Here. In hierdie tyd waarin ons lewe is dit so moeilik, maar ons weet dat ons U het om na heen te gaan en ek weet Vader dat U ons sal help, dat U ons sal deurdra in moeilike tye, dat U altyd daar is vir ons, dat U vir Jesus gestuur het en dat Jesus altyd by ons is. Vader, ek bid dat U die boodskap sal seën vandag, dat U met U kinders sal praat en dat hulle sal hoor en ontvang. Dankie daarvoor, Here, in Jesus kosbare naam, geliefdes. Ek wil net vir jou sê, Vader is jou creator en hy het jou baie lief. Kom ons luister mooi na die boodskap en ons neem in dit wat Vader vir ons wil sê deur hierdie boodskap vandag. Die boodskap vandag, ek lees weer vir ons voor uit die boekie deur Dr. Andrew Murray, die inwonende Christus. Daar is 'n lewe van vreugde en oorvloed. Ons boodskapie vandag, Christus, ons lewe. Ek lees ons voor uit Kolossense 3 vers 4. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Christus wat ons lewe is hy jou lewe? 'n Vraag wat dikwels by 'n mens opkom is, hoe ek 'n lewe van volkomme vertroue op God kan leef. Baie mense het nie die korrekte of die hele antwoord hierop nie. Die antwoord is Christus moet in my leef. Dit is waarom hy 'n mens geword het. Hy het as mens 'n lewe van volkomme vertroue op God geleef. Want hy wou daardeur vir ons wys hoe om te leef. Hy het hemel toe gegaan sodat hy aan ons die lewe van volkomme vertroue kon gee en dit in ons kan uitleef. As ons die lewe van Christus verstaan en weet dat dit ook ons lewe kan word, dan sal ons hom vra om in ons daardie lewe te kom leef. As ons eers een keer daardie lewe gesien en gesmaak het, sal ons verstaan hoe hy van ons besit kan neem en ons soos hom kan maak. Ek wil weer jou aandag op die vraag aan die begin vestig. Ons moet mooi kyk na die lewe van wat Christus geleef het. Dan sal ons verstaan wat hy vir ons gedoen het. Dan sal ons ook weet wat ons van hom kan verwag. Jesus Christus verwag dat ons sy lewe op aarde sal naboots. Ons sê dikwels dat ons so graag soos hy wil wees. Ons bestudeer sy eienskappe, sy werk en bid dan om die genade om soos hy te wees. En tog slaag ons baie selde. Hoekom? Omdat ons vrugte wil pluk waar daar geen wortels is nie. Ek wil gou vir julle 'n staaltjie vertel van ietsie wat met ons gebeur het so 'n paar jaar gelede. Altyd is ek en Dion op soek na 'n denneboompie. Ons wil so graag 'n denneboompie koop vir ons tuin. En hulle is nogal redelik duur, die boompies. En eendag loop ons 'n man raak wat met so 2 of 3 van die boompies in die straat loop en die boompies verkoop. En hy vra my R75 'n boom, so ons koop sommer dadelik 2 by hom. Want ons het net gedink as die enetjie dit maak, as een dit nie maak nie, dalk maak die ander een dit, so ons koop 2tjies by hom. En ons is baie opgewonde. En ons kom by die huis en vir R75, so dis baie goedkoop. En ons kom by die huis en
My man grou so ewe die gate, gereed om die boontjies te plant en alles. En toe ons daai boontjies uit daai sakkies uithaal, toe staan niks wortels nie. Dis dit net takke wat hy in die grond gedruk het en die mense so vang en hierdie boontjies so aan die mense verkoop. Noodloos om te sê die boontjies was mos dood binne 'n paar dae. En dit laat my nou daaraan dink, hierdie boontjies sou nooit groei en vrug gee en groot bome word wat ons gedink het dit sal word nie, omdat dit nie wortels gehad het nie. As ons regtig wil verstaan wat dit is om soos Christus te wees, moet ons kan kyk na die wortel, die kern van sy lewe voor God. Hy het 'n lewe van algehele afhanklikheid, algehele vertroue, algehele oorgawe geleef. En hierdie was die wortels wat hom so sterk gemaak het vir ons. As ons nie ook daardie beginsel van sy lewe nastreef nie, sal ons te vergeefs probeer om die of daardie eienskappe van hom te hê. Net soos hierdie boontjies, hulle sou nooit soos die groot bome kon word nie, want hulle het nie wortels gehad nie. As ons nie die regte eienskappe het nie, gaan ons dit nie kan doen nie. Daar's 5 baie belangrike dinge in die verhaal van die evangelie. Christus se geboorte, sy lewe op aarde, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Hierdie 5 dinge verteenwoordig, soos 'n vroeë skrywer dit gestel het, die proses van Jesus Christus. Dis naamlik die proses waardeur hy geword het wat hy vandag is, ons verheerlikte koning en ons lewe. In die proses van ons lewe moet ons ook soos hy word. En geliefdes, as jy vir jouself dink, hierdie proses, hierdie geboorte, die eerste daarvan was die proses, naamlik die proses waardeur hy geword het wat hy vandag is. Die geboorte, sy lewe op aarde, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Soos ons lewens ook, ons geboorte en nou is ons in die proses van ons lewe op aarde. Hoe leef ons? Ek sê altyd op begrafnisse, ons moet altyd onthou, jy het jou geboortedatum, dan jy so klein streepie en dan jy jou sterfdatum. Jou geboortedatum het jy nie beheer oor nie. En jou sterfdatum nie ook nie eintlik nie. Maar daai klein streepietjie wat jy daar sien, daai streepie is die lewe wat jy leef op hierdie aarde. Dis waaroor jy 'n keuse het. Dis waaroor jy besluit wat jy wil doen en hoe jy dit wil doen. So, ons is nou maar eers in die tweede proses, ons lewe hier op aarde. Jesus het hy het in algehele afhanklikheid van God geleef. Wat kan ons sê van sy dood? Dat hy sy lewe vir God gegee het? Wat kan ons sê van sy opstanding? Dat hy deur God uit die dood uit opgehef is. Wat kan ons sê van sy hemelvaart? Dat hy in heerlikheid by God lewe. So ons is nou eers net in daai proses van ons lewe hier op aarde. Van ons dood weet ons nie. Van ons opstanding en weer opvaar na die hemel, ons weet dit gaan gebeur en ons glo daarin, want die woord van God leer ons dit. En ons leef ons lewe so dat dit eendag wel vir ons beskore sal wees. Kom ons kyk bietjie. Die lewe van God. Nommer 1, hy het sy lewe van God ontvang. Waarvan kom my en jou lewe? Ons ontvang ons lewens van God. Hoekom is dit vir ons so belangrik om dit in ag te neem? Omdat dit die beginpunt van Jesus Christus se lewe was. Hy het gesê, die lewende Vader het my gestuur. Die Vader het die Seun lief en het hom mag oor alles gegee. Die Vader het die lewe in homself en hy het die Seun ook dieselfde mag gegee om die lewe in homself te hê.
Ons lees daar in Johannes 6 vers 57. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Die brood, dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het en net nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot 'n ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Ons lees ook in Johannes 5 vers 26. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om te lewe in homself. Net soos God se lewe in homself is, het Christus ook sy lewe in homself ontvang. Terselfdertyd was dit egter ook 'n lewe wat gegee en ontvang is, omdat die Almagtige Vader hierdie lewe vir my, die Seun van die mens op aarde gegee het, kan ek op God vertrou om dit in stand te hou en my te dra. Dit is die eerste les wat ons leer. Ons moet dikwels hieroor nadink en op God wag, sodat hy ons harte kan oopmaak vir die wonderlike wete dat die Goddelike Vader 'n lewe in ons in stand hou. 'n Lewe wat nie op enige ander manier as deur hom kan bestaan nie. Ek glo dat God vir ons lewe gegee het, die kern van ons lewe. Die wortel daarvan is in hom. Daarom wil ook deur hom in stand gehou word. Ons dink dikwels dat God vir ons 'n lewe gegee het wat nou aan ons behoort. 'n Geestelike lewe waaroor ons nou die beheer moet oorneem. Dan kla ons dat ons nie in staat is om dit reg in stand te hou nie. Dit is nie vreemd nie. Ons moet leer om te lewe soos Jesus gelewe het. Daar is 'n Godgegewe skat in hierdie aardse liggaam. Ek ken God se heerlikheid, want Jesus Christus is vir my die seël daarvan. Die lewe van God se Seun is in my. Ek het dit van God self ontvang. Dit kan slegs deur God self in stand gehou word as ek in gemeenskap met hom leef. Wat wil die apostel Paulus vir ons in Romeine 6 leer? Hy sê dat ons dood moet wees wat die sonde betref en in Jesus Christus vir God moet leef. Dan gaan hy voort, maar gee julleself aan God, want julle is mense wat uit die dood weer lewendig gemaak is. Romeine 6 vers 13. Hoe dikwels hoor die Christen nie dat hy vir God moet leef deur Jesus Christus en die dood moet wees wat die sonde betref nie. Maar dan weet baie Christene nie wat om te doen nie. Hulle wonder hoe hulle dit kan uitleef en daarmee kan volhou om vir God te leef en dood te wees wat die sonde betref. Kom ons luister wat Paulus ons sê. Die oomblik wanneer jy glo dat jy dood is wat die sonde betref en vir God leef, moet jy daardie lewe vir God self gaan gee. Gaan soos een wat uit die dood opgestaan het en gaan sê vir God: Here, U het vir my hierdie lewe gegee. Slegs U kan dit in stand hou. Ek gee dit aan U. U kan nie alles verstaan nie. Ek kan nie alles verstaan nie. Ek weet nie eens mooi wat dit is wat ek het nie. Maar ek kom na U toe, sodat U kan vervolmaak wat U begin het.
As ek soos Christus wil lewe, moet ek elke oomblik van my lewe daarvan bewus wees dat dit van God afkom en dat slegs hy dit in stand kan hou. Afhanklikheid van God. Nommer 2. Hoe het Christus gelewe gedurende die 33 jaar wat hy op aarde was? Hy het in algehele afhanklikheid van God geleef. Jy weet self hoe dikwels hy gesê het, die seun kan nie iets uit sy eie doen nie, want wat ek vir julle sê, praat ek nie sommer uit my eie nie. Dit kom van my Vader wat altyd aan my verbind is en sy werk deur my doen. Johannes 5 vers 19 en 14 vers 10. Julle, ek wil vir julle vra asseblief verskoon my woelsies. Hulle is nou vandag weer baie besig. Hulle pas maar net hulle mamma en pappa op. Kom ons gaan na 'n ander vertrek waar dit dalk bietjie stiller kan wees. Hy het sonder ophou op die bevele, leiding en onderwysing van die Vader gewag. Hy het die Vader in gebed om krag gevra. Wat hy ook gedoen het, het hy in die naam van die Vader gedoen. Hy, die Seun van God, het 'n baie diep behoefte gehad aan gebed, aan gedurende gebede. Hy wou altyd sy lewe van gemeenskap met die Vader in die gebed versterk en in stand hou. Ons hoor dikwels dat ons op God moet vertrou. Mag dit waarlik wees wat ons elkeen wil hê. Mag ons nooit vergeet wat die kern van die saak is nie, naamlik dat God in Christus aan ons almal mag werk. Ek het God nie net nodig om op te vertrou nie, maar ek het ook vir Christus in my nodig, want hy gee vir my krag om te vertrou. Hy moet die lewe van vertroue in my uitleef. Dink net aan die wonderlike verhaal van Paulus, die geliefde apostel van God. Hy het gevaar geloop om op homself te begin vertrou. Daarom het God in Asië verskriklike beproewing gestuur om hom nederig te hou, sodat hy nie op homself nie, maar volkome op God kon vertrou. Dit is dalk 'n groter werk as wat ons besef. Ons moet vernederend en gebreek word, sodat ons voortdurend sal weet en bely, ek is niks, God is alles. Ek kan nie eers 'n enkele uur lank voor God leef sonder ek moet as hy my nie in staat stel om dit te doen nie. God gee ons die wonderlike antwoord op al ons vrae, die wonderlike oplossing op al ons probleme as hy sê, my kind, Christus het dit alles vir jou gedoen. Christus het 'n nuwe geaardheid gebring. Een wat op God vertrou. Die lewende Christus wat in die hemel is, sal in jou leef en jou in staat stel om 'n lewe van algehele vertroue op my te leef. Daarom kom Paulus ook sê, omdat ons aan die Here verbind is ek oortuig dat nie een van julle 'n ander opinie as ek sal hê nie. Galasiërs 5 vers 10. Wat beteken dit? Beteken dit alles dat Christus maar net vir ons 'n tussenganger by God is? Nee, beslis nie. Dit beteken baie meer. Dit beteken dat ons in staat is om op God te vertrou, sodat Christus op hom vertrou het, omdat Christus in ons leef en ons in staat stel om dit te doen. Oorgawe aan God. Nommer 3. Wat leer die dood van Christus ons omtrent sy verhouding met die Vader? Dit openbaar een van die grootste en diepste geheime van die lewe in navolging van Christus. 'n Geheim wat ongelukkig te selde in die kerk geken en verstaan word. Ons weet dat Christus deur sy dood
vir ons sonde betaal het. En ons kan die feit nooit genoeg beklemtoon nie. Dit is egter maar net die helfte van die betekenis wat sy dood vir ons het. Die ander helfte van die betekenis is dit: op dieselfde manier as wat Christus in my plek gesterf het, is hy ook my hoof. Die een vir wie ek deur wie ek sterf, net soos wat hy as tussenganger vir my leef, leef hy ook in my om sy lewe te leef en te vervolmaak. As ek meer wil weet omtrent die lewe wat hy in my gaan leef, moet ek weer na sy dood gaan kyk, want deur dit gaan God kom gee. Hy het sonder enige huiwering elke oomblik en oral vir God geleef. Hy het slegs vir sy Vader geleef. As ek dus 'n lewe van algehele vertroue wil leef, moet ek my lewe en wil volkome onderwerp. Selfs al sou ek daarvoor moes sterf, dan moet ek bereid wees om Jesus oral heen te volg, self na Golgotha. Jesus op 12-jarige ouderdom gesê: "Het julle dan nie geweet dat ek hier in my Vader se huis moet wees nie?" Lukas 2 vers 49. Hy het ook met sy doop in die Jordaan gesê: "Laat dit nou so gebeur, want op die manier doen ons alles wat God wil hê." Matteus 3 vers 15. Dwars deur sy lewe het hy voortdurend gesê: God het my gestuur en as ek doen wat hy wil hê en sy werk klaarmaak, is dit vir my soos kos wat my krag gee. En wat God wil hê, kyk, ek het gekom om te doen wat u wil hê. En selfs in die ontsettende nag in Getsemane sê hy: "Maar laat dit gebeur soos u wil, soos u dit wil hê, nie soos ek dit wil hê nie." Job 4 vers 34 en 6 vers 38. Hebreërs 10 vers 9 en Matteus 26 vers 39. Jy sê dalk vir my: "Ek wil waarlik 'n lewe van volkomme vertroue leef. Ek wil waarlik hê dat Christus in my leef. Ek wil so graag 'n beter begrip hê van Christus, sodat ek seker kan wees dat hy vir ewig in my sal woon. Ek wil die sekerheid hê dat Christus, my Joshua, my vir ewig in die land van oorwinnings laat woon." Wat is nodig om al hierdie dinge te ontvang? Een ding: maak baie seker dat jy nie 'n valse Christus, 'n Christus wat net in jou verbeelding bestaan, of 'n halwe Christus in jou laat lewe nie. Wat is die ware volkome Christus? Dit is die man wat gesê het: "Ek gaan alles, selfs my lewe, sodat God verheerlik mag word. Ek wil geen gedagte koester, geen oomblik leef as God nie daardeur verheerlik kan word nie." Jy vra dalk sommer dadelik watter Christen dit ooit sal regkry. Nee, jy moenie vra watter Christen dit sal regkry nie, maar wel, het Christus dit reg gekry en beloof hy dat hy in my sal leef. Neem hom in alle volheid aan en laat hom toe om jou te leer hoe ver jou op die pad kan bring en wat hy alles in jou kan doen, hoe hy in jou kan leef. Moenie aan mislukkings dink nie, maar gee hom jou met oorgawe en sonder enige voorbehoud aan Christus. Hy het daardie lewe van volkome oorgawe geleef en hy sal 'n nuwe geaardheid ook aan jou gee. Deur daardie geaardheid kan hy jou in staat stel om soos hy te word. Dan sal jy op pad wees na die wonderlike punt waar jy sal weet en ervaar wat hy alles vir jou kan doen. Jy kom slegs deur sy hulp op daardie pad. Jesus Christus het na die wêreld gekom met die Vader se opdrag dat hy sy lewe moet gee. Hy het sy hele lewe met daardie wete geleef. Daarom moet die een gedagte in die hart van elke gelowige ook wees: ek het saam met Christus gesterf. Ek is onherroepelik daartoe verbind
om op God te wag, sodat hy van oomblik tot oomblik sy wil met my kan laat gebeur en hy elke oomblik en deur my verheerlik kan word. Daar is maar min mense wat sommer dadelik hierdie wonder in al sy volheid beleef, maar jy kan dit so beleef. Jou gesindheid moet reg wees en jy moet sê, Vader, U het my 'n deelgenoot gemaak van die goddelike geaardheid van Christus. Dit is deurdat Christus in my leef en ek na sy voorbeeld kan leef, omdat hy my krag is, dat ek my hele lewe vir U wil leef. Die dood is 'n ernstige, verskriklike saak. Christus was in die tuin met ontsetting gevul, omdat hy daardie dood moes sterf. Geen wonder dat dit nie vir ons so maklik is nie. Want mense, ons is maar net menslik, né? Maar as ons die geheim ken, is ons gewillig om ons lewe te gee, want die lewe van God kom slegs deur die dood. Daar is oneindig baie seën in die dood. Paulus was heeltemal gewillig om te sterf, want hy het goed geweet dat God die wat gesterf het weer laat lewe. Alles wat deel is van ons ou natuur is ter dood veroordeel. Is ons bereid om dit te aanvaar? Is ons bly daaroor? Sou ons liewer sou probeer om daardie doodsvonnis te ontduik of daarvan te vergeet? Ons glo dalk nie regtig dat daai vonnis oor ons uitgespreek is nie, maar alles wat ons ou natuur is moet sterf. Vra God om jou met oorgawe te laat glo dat om met Christus te sterf die enigste manier is waarop jy in hom kan leef. Jy vra dalk nou of dit beteken dat jy elke dag moet sterf? Ja, my liewe vriend, Jesus het elke dag met vooruitsig van die kruis saamgeleef. Daarom moet ons wat deur sy dood die krag van die oorwinning ontvang het, elke dag juig, omdat ons saam met hom kan sterf. Laat my toe om te verduidelik wat ek hiermee bedoel. Stel jou 'n eikeboom voor wat 'n hele eeu oud. Hoe is daardie eikeboom gebore? In 'n graf. Die akker is in die grond geplant. Dit moes in 'n grafie sterf. Dit het gesterf en verdwyn. Toe begin die worteltjies na onder en bo stuur. En nou staan daardie boom al 100 jaar lank. Waar staan dit? In die graf waar die akker gesterf het. Deur die jare het daardie boom sy wortels al hoe dieper en dieper in die grond ingestoot. Waar die akker gesterf het, ja, terwyl die boom in sy graf gestaan het, het dit derentyd sterker, groter en mooier geword. Elke blaar Elke akker wat deur die jare aan daardie prachtboom gegroei het, het sy bestaan te danke gehad aan daardie graf waaruit sy wortels gegroei het. Net so is alles wat ons het aan die graf van Jesus te danke. Laat ons dan elke dag in sy dood geanker bly en laat ons wortels stewig daarin vas staan. Moenie bang wees nie. Sê sonder vrees, my eie wil moet sterf, my menslike wysheid en krag moet sterf. My Here se lewe, sy krag en heerlikheid begin by die graf. Ek lees ons tot sover. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg. Dit lyk miskien moeilik, maar dit is regtig nie. Om jou ou mens af te sterf en 'n nuwe mens te lewe. Alles wat nuut geword het, alles wat nuut is tog altyd lekker. Is dit nie so nie? Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dankie vir hierdie boodskap, Here. Ons bid dat U ons die krag sal gee om so te kan lewe, soos wat U wil hê ons moet lewe. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, dis dan my boodskap. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. My selfoonnommer 066 273 0584. Ek herhaal 066 273 0584. Shalom.